Hallo. Goeiemôre julle. Ek kom weer aan hierdie kant. Goeiemôre julle. Dankie oom. Goed, welkom by ons vandag. Hou julle net nie van daai kant nie. Want almal sit aan hierdie kant en dan kom die is dit die cool kant? Ek dink ook so, want julle, maar in geval, welkom hier by ons vandag, ons bly julle almal is hier vandag. Kyk gou die afkondigings. Is daar liedjies? Wat is? Ek weet of daar liedjies is nie. Okay, so die 24ste Augustus is skierdag. So ons wil die palissades aan daai kant, nê? Daai kant waar die parkering is. Ons wil hulle bietjie oorverf en al daai dinge. So ons het die briljante idee gehad. Somerlyfies, skierdag, so jy met jou skierpapier bring en jy gaan ons kom help afskier daar agter sodat ons hom kan mooi verf. Okay. Yes, ons het dit. Mandjie dans, julle, as jy wil R50 per persoon vanaf hoërskool, 16 ek dink, ek kan nie onthou nie. So asseblief al die kerkraadslede het kaartjies. Asseblief julle, as julle al 'n tafel eintlik wil hê, praat dan met Chantal, ek dink nie sy is omgee om vir jou 'n tafel uit te hou vir jou en jou mense nie, so dit gaan vet pret wees. Tog Rene? Wilgerspruit het 'n bazaar, 'n mimosa makiti, lekker, lekker, lekker. Die 30ste en 31ste Augustus, so gaan ondersteun hulle ook maar net daai dag. Tog Rene? Is klaar? Dan, ja, ek wil net weet of daai ding klaar is. Goed, dan julle onthou, volgende naweek is dit muntlegging vir die junior katkesate, wat noem dit? Junior kinders is juniors. So die juniors dit is hoe dit in die bloemhuishouding gaan julle. Vir die juniortjies asseblief julle onthou al julle klein gelde, oumas en oupas, jy kan ook jou geldjies bring. Ons weet julle het nog 'n sent of 2 daar in 'n kas geberg. Bring dit asseblief. En dan julle, die 7de op die almanak is die 7de September 'n lente ontbyt, né? So knoop in jou oortjie vas. Daai lente ontbyt gaan 'n lente piknik, uitstappie, hike session word by Kloofendal. Ek wil iets anders sê altyd by Kloofendal. Okay, so as jy nie wil gaan hike nie, dis reg. Bring jou piknikmandjie met jou ontbyt en jy gaan lekker saam met ons die oggend piknik en dit. Okay, so ons almal sien julle daar, die 7de September. Okay, die kommunikasie sal van hierdie week af uitgestuur word. Gaan dit nou doen? Dan, die mannekamp, julle, die mannekamp is die 7de tot die 9de September. 6de tot die 8de, okay. Dan as julle enige mans, as daar finansiële vraagtekenkies is, asseblief gaan praat met Pieter, moet dat nie finansies jou weghou van 'n kamp af nie, en dames, ek weet ek het my regtig oor my beste probeer, die kinders kan nie saamgaan nie. Maar ons okay, ons gaan 'n naweek vir julle reël, okay, dan bly die kinders, oom. En ons het 2 kaartjies wat geworp word, vreeslik baie dankie oom. Goed, dan is daar verjaarsdagmaatjies in die kerk. Tannie Denise. Tannie Denise verjaar, vandag. Baie geluk met Tannie se verjaarsdag daar in die moederskamer. Gee gou vir die Tannie 'n sweetie. Vir die Tannie daar binne. Okay, ek sal nou vir Tannie se sweetie bring. Is daar nog 'n verjaarsdagmaatjie? Iemand wys daar? Tannie Magda verjaar. Wanneer verjaar Tannie Magda? Môre. Tannie word seker 25. Absoluut. Ek like dit. Baie geluk met Tannie se. Sal hulle vir Tannie een gee? Okay. So, julle, ek wil net gou graag ietsie deel. Ek weet Stian doen gewoonlik hierdie later in die diens die getuienis. Ek gaan nou nie weer hier getuig nie, beloof. So ons was nou gister na oom Gawie se plaas toe, wat eintlik baie lekker is. Weereens baie dankie oom dat oom dit beskikbaar gemaak het vir ons. En hulle het so 'n vicious hoenderhaan. Julle
Dis nie 'n hoenderhaan wat so klein is nie. Ek dink hy's so groot soos ek. Hy is huge, so. Ek oordryf nie. Daai ding is vicious, nê? Nou klim ek uit die bome uit, nou sien ek daai hoender kyk vir my. Nou begin al klaar hy strek sy nek so uit en sy pop sy vere hier. Julle, dis regtig. Wilde dinge daar. Nou begin hy al my aanstorm. Ek doen niks nie. Ek loop net, ek wil net vir Eliana 'n bottel gaan haal. Goed, nou loop ek hier wyd om. Okay, nou gaan nader. Nou wil ek badkamer toe gaan. Julle bespring daai hoenderhaan vir my. Hier, julle, ek het hom by my been verloor. Dit was julle dis ek oordryf regtig daar nie. Daai ding is vicious, nê? Dis die enigste tyd van ek gedink het, luister, op 'n kon nou staan en nou watch hy vir my. Nou sê ek hom, luister so, ek gaan vir jou slag. Nou sien ek, okay, hy tree bietjie terug, maar die volgende het ek weer nader loop. Julle, maar hy hardloop agter my aan. Ek het nie so testament nie. Dink julle ek het gister begin sweet. Maar in geval, en gisterand toe nou lê ek op 'n kol en ek dink nou hierdie hoenderhaan. Julle, wie het al ooit 'n oomblik gehad waar die hoenderhaan die probleem is en jy net weghardloop van jou probleme? Ja, ek weet nou van vandag waar die gesegde let's play chicken vandaan kom, want ek het chicken verloor gister met 'n chicken. Julle, maar toe besef ek gisterand, in plaas van ek die verloorder was, moes ek my probleem head-on face. Ek moes die hoenderhaan gister gewees het en net my probleme attack. Maar ons attack nie ons probleme nie. En die liedjie wat nou net weer gespeel het sê baie mooi van hoe veg ons oorlog? Hoe veg ons battles? Hoe veg jy? Op jou knieë. Dit is hoe jy moet veg. Op jou knieë. So ek was eintlik net gister, ek weet nie of as ek op my knie gegaan het gister vir daai hoenderhaan, was ek beslis nie vandag het. Beslis. Daai ding is regtig waar vicious, maar goed en wel. Maar wat is jy? Is jy die hoenderhaan wat die probleem net head-on face en veg en bespring en yes, want jy weet die Here help jou, of was jy gister Lizet wat weggehardloop het? Want jy was bang. I'm not dealing with this. Nee? Wat is jy? Hoe fight jy jou battles? Ekskuus vir die Engels, maar die Engels partykeer verduidelik dit soveel mooier. Maar hoe hanteer jy jou probleme? Was jy die Lizet wat net heeltyd dit vir my en alles vir my en om die draaie loop, of is jy die hoenderhaan en jy gaan reguit vir dit? Jy pof jou vere op en jy maak jouself groter as wat jou probleme is, en want jy weet, die Here is by jou. Nee? So, vir die week, wees die hoenderhaan, nie Lizet nie. Ok, kinders, matrikulante, jy's groter as daai vraestel. Ok, gaan op jou knieë, bid. Dit is hoe jy jou battle wen. Dankie. So ek gaan sommer vandag vir ons bid. Ag papa, vreeslik baie dankie vir nog 'n dag waarmee jy ons geseën het. Dankie vir elke persoon wat hier voor my sit, wat ons almal net saam in u huis, u teenwoordigheid kan praise and worship, waar ons bietjie gaan hulpmiddels kry oor hoe ons gaan dien hierdie week, Here, hoe ons gaan ons probleme gaan aanpak, Here. Here, wees met ons. Gee ons die leiding, gee ons die wysheid om die beste hoenderhaan hierdie week te wees. En ons probleme in die oë te staar en van te sê, nie vandag nie. Jy gaan nie my onderkry nie. My God is by my God beskerm my, my God help my. En ons weet dis jy doen dit. Al wat ons moet doen is op ons knieë gaan en sê, Here, hier is ek. Here, wees met die matrieks waar hulle met 'n rekordeksamen begin het, Here. Gee vir hulle die kalmte en die wysheid en die leiding om aan die vrae mooi te lees, kalm te bly en te weet dat alles oukei gaan wees, Here. Dat hulle nie paniekerig raak tydens 'n vraestel nie, Here.
Wees met hulle ouers, wat hulle nou moet ondersteun, en hulle moet rustig en kalm hou, dat hulle ook maar net sal weet jy, dis okay. Wees met almal wat met kinders sit, met kleinkinders sit, met ou mens kwale, skus as ek dit so sê, maar Here weet waar ons probleme, waar ons kwale, help ons met alle siektes en al daai goeders, Here. U weet wat die pad vorentoe is, Here. Ons weet U is in beheer. Ons weet U gee leiding. Ons weet U loop saam met ons. Hou ons styf vas, Here. Maak ons die hoenderhaan hierdie week. Want ons weet U is groter as ons probleme. Groter as ons struikelblokke. Here, ons vra dit als in U naam alleen. Amen. Asai, dankie. Kan ek vra vir al ons maatjies om vorentoe te kom? Ons gaan ons lekker saam dans en sing en spring. So, waar is ons maatjies? Dankie tog. Ek sien daai en hardloop weg. So ek sê, hier kom dit. So daarom so 'n paar maatjies. Kom ons staan, hier kom nog 'n paar maatjies. Kom ons staan, dan gaan ons lekker saam met ons jong mense sing. Vir hierdie eerste een moet jy bietjie strek, né? So kom ons trek eers net gou so 'n bietjie. Hierdie kant toe. Daai kant toe. Vorentoe. Agtertoe. Dit is altyd nie. Ja, julle, ek bietjie baie lank laat ons trek, né? As julle reg. Ons gaan die eerste liedjie wat ons gesing is lekker sommer wild. Ons gaan sing Lyfie. Ja, kom ons sing lekker saam. Dat sê, ons lees vanoggend Romeine 7, so jy kan soom te blaai so lank as jy sou wou. En dan wil ek gou hoor intussen, is daar enigiemand wat vanoggend 'n getuienis het, iets wat hulle graag met die gemeente wil deel? Hallo julle, ek wil net eerstens baie van julle wat weet, ek het my funksie vir die seniors gehad Vrydag. Ek wil net eens baie dankie sê, eerstens vir die Here, dat hy die funksie so suksesvol gemaak het. Dan natuurlik sou dit nie sukses gewees het as dit nie vir die mense was wat daar was nie. Baie dankie vir almal se teenwoordigheid daar. Dankie vir die mense wat die sop gemaak het. Konrad, pa, baie dankie vir die sop wat julle gemaak het. Ek hoop julle almal het dit baie geniet en ek hoop julle gaan sommer meer kere wil kom. En ek het Vrydag vir die mense die Blind Jane Gerda gewys. Daar was niks op my tafels behalwe die borde nie. Toe sê ek vir hulle, dis Gerda. Maar hulle sal nou daarom nie altyd daai plein kom in tafels kry nie, maar ek wou hulle net Gerda wys. So ek het Vrydag vir die mense gewys wie's Gerda. Julle ken net hierdie Gerda wat baie praat, maar eintlik is ek 'n baie stil persoon. Ek wil maar net sê baie dankie vir al daai seniors wat daar was. Goeiemôre almal, baie dankie vir julle gebede. Ek wil net vir julle sê dit gaan baie goed met klein Jana. Sy speel nou, maar sy kan nie met haar maatjies. Hulle sit so 3 meter van mekaar af, net om nie daai kieme te kry nie. Maar dit gaan baie goed. Baie dankie vir julle, hoor. Asai. Dan nog iemand wat volgende getuienis het, 'n gebedsversoek, dalk maar net iets op die hart wat hulle graag met die gemeente wil deel. Julle rustig. Asai. Julle, ons gaan lees Romeine 7 vanaf vers 1 tot so vers 6. Nie 'n baie lang gedeelte nie, maar voordat ons gaan lees, dis nogal belangrik dat ek half eers so 'n bietjie van 'n intro het, nê. So van ons wat hier sit, het so 'n ding op ons linkerhand, nê. Wat's dit? Kom ons hoor nou by die kindertjies. Wat's hierdie ding? As 'n wat? As 'n ring, ja. Bedoel jy 'n ring soos in 'n sirkel of 'n trouring? Okay, wat's 'n trouring? Help my 'n bietjie. As 'n nou. Sterkte vir jou vrou eendag. Ja, wat's 'n trouring?
is 'n ring wat wys jy's getroud met iemand, nee. Dis nogal soos eintlik bietjie common sense, nee. Kom ons kyk, ons hoor 'n bietjie hierdie kant. Wat is 'n trouring, julle? Iets wat jy beloof het. OK. Is hierdie ring spesiaal? Soos as ek hom aan het, dan is ek getroud, as ek hom af het, is ek nie. Nee, OK. Belangrike onderskeiding om te hê, nee? Maar hierdie is 'n ring, nee. Dit sê dat ek het ietsie beloof aan iemand wat vir my spesiaal is, nee. So rukkie terug. Amper 7, dit is 7 jaar hierdie jaar. Ja, nee. Van julle het 'n bietjie langer, nee. Bietjie langer al, wat kom ons hoor 'n bietjie. Hoe lank het julle al beloof? Wat? 42, iemand wat 42 wen? Ja, ek wil net sê, ek dink 56. Iemand wat dit wen? Wow, dis nogal cool, nee. Julle, dis baie belangrik hierdie ring, nee. Ons noem dit 'n trouring. Ons gaan nou 'n bietjie gepraat oor wat beteken dit om getroud te wees, nee. So ek het vanoggend vir julle 2 vragies wat ek wil vra. En moenie worry, ons gaan by die Bybel uitkom. Ons gaan nou net nog nie. Ek wil net eers 'n bietjie 'n heads up kry tot hierdie, nee. En so die vragie, daar's 2 vragies wat ek het vir julle vanoggend. Sien? 1, 2. Kyk, great. Nou die eerste een is, wat beteken dit om getroud te wees? Soos, dink gou 'n bietjie. Wat beteken die bolle? Nee, ek wil eers nie weet nie. Ek gaan dit sommer hier 'n bietjie op die bord skryf, nee. So kom ons dink gou 'n bietjie, wat beteken dit om getroud te wees? Kom, ek gaan nou vir julle hierdie slide opsit. Hoe doen ek nou hierdie? Dink gou so 'n bietjie. Praat gou met iemand dalk langs jou as jy moet. Terwyl ek gou eers hierdie my tegniese uitdagings hier uitfigure. Slideshow, daar's hy. Setup kiosk, daar's hy. Daai ene. Ha, great, ek het dit reg. As hy, kom ek hoor 'n bietjie nou is ek reg vir julle. Kom ek gaan gou vir ons daar doen. Maar nou kan julle dit sien. Ag nee, hier het nou nie gewerk nie. Ag nee, hierdie ding so mooi. Daar's hy. Daar's hy, julle kan hom sien. Nie dit nie, ek het net getoets. Daar's hy, kom ek hoor gou 'n bietjie. Sê vir my 'n bietjie, wat beteken dit om getroud te wees? Ons sal 'n bietjie groter maak. Daar's hy. Ek luister. Wat beteken dit? Wel ek weet. Ek dink jy moet eerder vir my na die tyd sê. Jou bolle en chain hier op die live op YouTube, kom hier nou, snaakse. As hy. Wag, wat? Jou eie spesiale Dinocaloposaurus te hê. OK. Kom, hier's 'n paar mense wat al, ons het al gehoor, 56 jaar getroud is, 29, 7 jaar. Wat kom julle? Julle is nou lank getroud. Wat beteken dit om getroud te wees? Getroue. OK, wat beteken dit? Twee persone wat? OK. Twee persone wat die lewe beter vorentoe of probeer saam die lewe bou vorentoe, nee. As ek nou reg, het ek reg gehoor. OK. Gaan ek dit hier onder getroue sit. Kom ons maak dit 'n eie punt. Twee mense wat ek gaan soms sê die lewe saam aanpak. Is dit reg? OK. Wat die lewe saam aanpak. Hasai, great, nog? Hey, julle moet hierdie sin 'n korter hê. Nee, wat met die nee, ek is sommer heeltemal lief vir dit. Ek het liefde gehoor, ek gaan hom sê. OK, liefde. Nie liefde nie, liefde. Daar's hy. Maar ek wil dan nie sin opsing om jou lewe met iemand te spandeer.
Ek gaan sê omgee. Okay, ons gaan aan, respek. Dat is 'n groot woord, wat beteken dit? Om trou te beloof, wat? Trou wat? Wag, julle my ADHD is kop nou baie erg. Ek kan nie lekker fokus nie. Sê gou weer. Kaarte ondersteun in lewe. Kaarte ondersteun en versterk in lewe en geloof. Great. Daar was iets daar agter. Getrou te bly, maar weer eens, wat beteken dit? Daar is ons getroue. Wat beteken om getrou te bly? Ek het gevra vir voorbeelde, nie? Daar agter het ek iets gehoor, ek gaan nou terugkom daar na jy toe, Konrad. Wat beteken dit om getrou te wees? Gehoorsaam. Wie aan wie? Die vrou aan die man, ek stem saam. Sy, kom ons by nou lekker goed geduld, né? Okay. Vergewe, okay. Vriendskap, hey, begin julle nou. Ek het gehoor ondersteun. Vertroue, is dit nie maar baie soos gitter? Ja, okay. Of iets, nou hardloop ek uit. Plek uit, nou gaan ons om wing. Nee, daai gaan nie werk nie. Okay. Kom ons bly dan nou maar hier, my plek hardloop nou 'n bietjie uit. Okay, julle is nou 'n interessante lysie wat ons hier het. Om getrou te wees is om getrou te wees aan mekaar. So is om jou belofte wat jy gemaak het te hou, né? Wanneer ons daar voor mekaar of langs mekaar staan, beloof ons vir mekaar baie goed, né? Ek beloof ek gaan vir jou altyd lief wees. 3 dae later. God, daai man. Dit van slang, né? Wat beloof ons mekaar? Nee, ek sal my hele lewe saam met jou spandeer, né? Moenie my nou pla nie, vroumens, ek wil nou die rugby kyk. Né? Wat beloof ons nog aan mekaar? Ja, nee, ons maak hier die belofte vir mense en die Here, maar wat dan nog wat ons mekaar beloof? Nee, ons sal altyd hierdie ding deurpraat. Ons daai pan. Ja, ons beloof mekaar 'n klomp goed, maar hoeveel van daai beloftes is jy nou al nog getrou aan, né? Dink 'n bietjie daaraan, né? 2 mense, om getrou te wees is 2 mense wat die lewe saam aanpak, né? Okay, dis cool. Is 2 mense, of ek neem aan is 2 mense, maar ek wil sê mense wat vir mekaar lief het, né? So kom ek vra gou so, wie is lief vir hulle maatjies? Beteken dit julle is getroud aan mekaar? Nee. Soos 'n bietjie meer, né? Hierdie liefde, wie is lief vir hulle hond? Nee, raak ons die wêreld draak bietjie weird, maar nou nie so weird draak vandag. Beteken dit jy is getroud aan jou hond? Hoopelik nie, né? Miguel, hoe oud is jy? 10. Julle 'n 10-jarige kan dit verstaan. Daar's 'n paar groot mense in die wêreld wat dit nog nie verstaan nie. Maar okay. Gaan nou nie verder aan nie, né? Is mense wat omgee. Wie gee om vir my? Dis wat kry om te sien is daar nou so 'n paar mense. Ek sal nou nie meer oor die ander mense praat nie. Dion Gerda. Ek dink jy is my maatjie. Hey nou. As jy vir my omgee, beteken jy is nou getroud aan my. Nee. Kyk, maar is 2 mense wat half 'n bietjie omgee vir mekaar, respek. Het ons vir mekaar respek? Ek hoop so. Beteken dit ons is getroud aan mekaar? So kom jy agter, daar's 'n bietjie ietsie meer as net hierdie goed, né? Daar's 'n bietjie meer aan dit, om getroud te wees aan iemand, is 'n bietjie meer as net om te sê ek lief vir jou. Want ons is lief vir baie mense en baie dinge, maar dit beteken nie ons is getroud aan mekaar nie. Ons respekteer baie mense, beteken nie ons is getroud aan mekaar nie. Geduld, ek gaan nie eens dit vra nie. Ek weet ek sak daaraan. Is daar darm iemand wat bietjie geduld het?
Daarom eerlikheid. Toe maar. Ja, daar is 'n paar mense, okay? Vergewe, vriendskap, ondersteun. Julle, dis alles mooi goedjies om te beskryf hoe ons moet wees, maar dit beteken nie, dit beskryf nie regtig wat dit beteken om getrou te wees. Dit is nogal 'n bietjie moeilik, nê? Om te beskryf wat beteken dit om getrou te wees aan iemand. Nou, ek dink getroue, ek dink ek kom nogal baie naby aan dit. Wat dit regtig beteken om getrou te wees aan iemand. So wanneer twee mense langs mekaar staan en naas ons nou 'n dominee of hoe ook al hulle dit nou besluit om in die hof te gaan doen, hoe ook al, dan sê die twee mense vir mekaar, ek beloof dat ek vir die res van my lewe saam met jou gaan spandeer. En dis eintlik 'n baie groot belofte, nê? Wie het al ooit hulle minds gechange oor iets? Eendag hou jy van banana milkshake. Nee, sies. Volgende dag hou jy van 'n chocolate milkshake. Okay, dan raak dit beter, nê? Wie het eendag gaan hou van daai, ek weet nie. Wie hou van ek kan dit eers sê nie, WP. Enig iemand? Dankie. Tog klomp ek het gedog hier's 'n klomp Christen hier. Nee, ek graf het. Nee, maar ons change ons mind nogal baie, nee. Eendag hou ek van daai hempie. En die volgende dag as ek so, nee, ek voel nie meer. Daai hempie is nou nie meer mooi nie. Eendag hou ek van hierdie maatjie, volgende dag, nee, ander maatjie. Eendag op by die skool. Pietie, het jy gesien? Pietie is die oulikste. Nee? Met sy groot muscles en alles. So verbyloop my knie raak so lam. Volgende dag, nee man, het jy vir Koos gesien? Ons change ons minds nogal baie, so om hierdie belofte te maak is nogal 'n groot deal. Imagine jy maak 'n besluit, jy gaan vir die res van jou lewe gaan jy net een geur milkshake drink. Wat se geur gaan dit wees? Behalwe banana. Bubblegum, né? Julle, die punt is, wat ek wil maak, is dit is nogal 'n baie groot besluit om te maak, né? En ongelukkig gebeur dit nou maar deesdae vandag, dat dit nie regtig so, ons sê ons sal hierdie besluit maak, maar ons doen dit nie eintlik regtig nie. Maar as getrou te wees, beteken ek gee my hele lewe vir daai persoon. Nou dit beteken ook, dat daar gaan 'n bietjie 'n moeilike tye wees, nê? Want net nou imagine jy trou met iemand wat hou van 'n banana milkshake. Dit gaan 'n bietjie weird wees, nê? Nou gaan jy ewe skielik banana milkshakes moet koop. Of imagine jy is 'n groot, ek sien nou Antoinette, sy is 'n groot Lion supporter, nê? Imagine jy moet met 'n WP trou. Hy sê ek's lelik met die WP mense. Maar daar gaan so 'n bietjie wat noem ons dit? Compromises moet wees, né? En ek gaan moet sê, weet jy wat, ek gaan 'n bietjie minder. Okay, is fine, ons kan so nou en dan 'n WP game gaan kyk. Ons kan nou en dan so 'n milkshakeie, wat het ek gesê, ek kan nie eens meer onthou nie, so sleg was daai milkshake. Banana milkshake gaan drink, né? Daar's 'n bietjie compromises wat gemaak moet word. Maar die punt bly staan, om getrou te wees aan iemand, beteken, ek beloof, dat ek die res van my lewe, getrou, of my beloftes wat ek gemaak het, gaan gehoorsaam. Nou julle met dit in gedagte, kom ons lees dan gou Romeine 7. Want Paulus gaan nou ietsie baie moois, hy gebruik 'n huwelik, hy gebruik twee mense wat getroud is, as 'n voorbeeld, om vir ons ietsie baie belangriks te kom leer vandag. So kom ons lees gou saam, Romeine 7, hy sê, julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses. Nou, kom stop gou daar, wat is die wet van Moses? Die 10 gebooie onder andere, nê?
Maar al die wette wat ons kry, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, al daai, nee, die eerste 5 boeke van die Bybel, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, dit bestaan bekend in die Hebreëus as die Torah. En as ons dit vertaal, dan is dit die wet, nee. En so Paulus praat nou oor hierdie, hy sê, ek praat met mense wat weet waaroor dit gaan, die wet van Moses, dat die wet gesag het oor mens, solank as wat hy lewe. Die getroue vrou, of getroude vrou, nou gebruik hy hierdie mooi voorbeeld van 'n huwelik. Hy sê, die getroude vrou byvoorbeeld, is deur die wet aan haar man gebind, solank as hy lewe. Wat sê hy? Hierdie twee mense wat 'n belofte maak, besluit, ek gaan die res van my lewe, my lewe met jou spandeer. En dit is deur die wet daar gestel. As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet, wat haar aan haar man gebind het. Wat sê Paulus nou hierso? Hy sê, met daar gebeur, die lewe gebeur, en op 'n stadium gaan hierdie tannie se man, gaan sy dood. Nou, kom ek vra vir jou so, né? Is die tannie dan nog steeds getroud? Nee. Maar sy dan beloof, sy sal die res van haar lewe met hom spandeer. Vir solank hy leef, né? Nou dis belangrik, want hoor wat Paulus nou verder sê. Hy sê, maar as sy 'n ander man se vrou word, solank haar man lewe, sal sy as 'n egbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy egter vry van die wet, en is sy nie 'n egbreekster as sy 'n ander man se vrou word. Dit is ook die geval met julle, my broers. Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus, het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anderste, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Toe ons nog 'n sondige lewe bestaan gevoer het, was die sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is in elke deel van ons liggame werksaam, en het ons vrugte gedra in diens van die dood. Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet, waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van die wetsvoorskrifte nie. Nou julle, as ons hierdie gedeelte lees, dan sien jy net soos, wat gaan hier aan, nee? Maar Paulus gebruik hierdie mooi beeld wat ons het van 'n getroude paartjie. En hy sê dat wanneer ons trou, nou kom ek sê net gou dit vooraf, né? Paulus is nou nie besig om ons te leer oor die huwelik nie. Dis nie sy bedoeling nie. So wanneer hy 'n paar goed sê oor die huwelik, is dit nie sy bedoeling dat ons dit nou letterlik moet opvat en ons sê dit is hoe dit is nie, né? Maar dis nie waar Paulus gaan nie. Paulus gebruik dit vir ons as 'n voorbeeld om vir ons eintlik ietsie baie groters te kom leer vanoggend. En so hy sê dat wanneer 'n man en 'n vrou, as hulle hier voor staan en hulle beloof, ek sal my hele lewe aan jou getroud bly, dan is dit, ek sal my hele lewe saam met jou spandeer, tot die dag dat een van ons nie meer hier is nie. En dan sê Paulus, maar as so 'n dag gebeur, dan is een van hulle mos nou weer, dan kan hulle mos weer met iemand anders te trou. Dit sal reg wees, dit sal oukei wees. En Paulus gebruik dit om vir ons te beskryf, hoe lyk ons lewe saam met Jesus? Wat sê Paulus eintlik hierso? Ek en jy, as Christene, ons is getroud aan Jesus Christus. Soos wat 'n man en 'n vrou bymekaar staan, sê ek sal my hele lewe saam met jou spandeer. Die oomblik toe jy gesê het, Jesus, ek glo in jou, of van ons dis jonger kindertjies het sê, Jesus kom in my hart in, nee. Wat hierdie oom vir ons hier skryf, Paulus, hy sê, daai oomblik was net so belangrik soos wat 'n man en 'n vrou vir mekaar beloof, ons sal getroud wees. So het ek en jy op 'n stadium in ons lewe gesê, Jesus, ek sal met jou getroud wees. Nou is my tweede vraag julle. Is jy al hierdie dinge met Jesus? Ons het nou hier mooi eienskappe geïdentifiseer, né?
En ek dink as ek vir julle 'n paar van hierdie goed sal vra, nê, dan sal julle sê, as ek nou soos voorbeeld, julle hoef nou nie julle hande op te steek nie asseblief, maar as ek byvoorbeeld vir julle vra, wie is lief vir Jesus, dan is ek seker baie van julle, as dit nie almal van julle is, sal julle hande opsteek nie, nê. As ek vir julle vra, wie van julle, ek weet nie of ons ooit Jesus moet vergewe nie. Ek dink daai huwelik gaan bietjie anders toe, nê. Dis eintlik net Jesus wat ons moet vergewe. En dankie tog die Bybel sê hy doen, nê. Maar wie sien Jesus as hulle vriend, nê? Dan dink ek baie van ons sal ons hande opsteek. Maar as ek van die ander goed bietjie vra, dan wonder ek hoe sal ons antwoord. As ek vanoggend moet vra, wie van julle is getrou aan Jesus, nê? Jesus, ons het dit net gesing en ek het net gesê, wees bietjie bedagsaam. Dink 'n bietjie oor wat ons gesing het, nê? Want kom ek gaan net gou so 'n bietjie terug. Ek gaan nou hierdie gou net moet weer edit. So kom ons net gou save. Hoe gaan ek nou daai in? Escape. Asai, cool, great. Kom ek gaan net gou 'n bietjie terug oor dit wat ons gesing het. Kom ons kyk of dit nou gaan werk. Back. Ha, great. Here, U is my lewe. Here, U is alles. U is my hele lewe. En imagine net, Simon, hy kyk so diep in Kosie se oë. Jy is my lewe, my liefie. Né? Jy is my alles. En hoe baie maklik sê ons dit vir mekaar, né? Vandag is dit Kosie en môre sê Simon dit vir Pietie. Né? Simon, hy sies. Ons sê dit so vinnig vir mekaar, né? Maar ons beloof hierdie goed en ons het dit eendag het ons dit eintlik al of jy het onthou of nie. Het jy dit aan Jesus beloof, nê? Jesus, U is my hele lewe, ons het dit net al gesing. Maar môre? Hoe lyk jou lewe dan? Sal mense sê Jesus is jou hele lewe? Sê nog gesing. Kom ons kyk gou. Daar is niemand wat my hart kan raak soos U. Wat sê ons? Ag, jy speel my hartsnare. Dis hoe, Simonai, dis hoe ouma en oupa geflirt het. Jare terug. Ag, jy speel my hartsnare, né? Ons sing dit so maklik, maar bedoel ons dit, wanneer ons dit sê? Here is my rots, op U vertroue. Wanneer my bankbalans laag raak, maar verder, nie soveel nie. Ag, wat doen ek nou? Ek het nou iets gehad. My laptop nou gebeur. Nou oké. Sal mense sê dat jy getroud is aan Jesus? Sou dit duidelik gelyk het? Sou dit lyk so in jou lewe? En ek wil gou 'n simpel voorbeeld vat, en ek erken volgende, dis nie die beste voorbeelde, en dis regtig simpel voorbeelde, want ek het niks teen dit nie. Maar dit was my nogal interessant, né, vanoggend, ek weet nie wie van julle, wie Driekus se geveg gekyk? Is al so 'n paar mense? Okay, is 'n paar mense. Het julle 4 uur opgestaan? Okay, dankie, tog. Maar ek sien ons 'n klomp mense wat vroeg opgestaan het, né, om te kyk vir ou Driekus. En so rukkie terug, toe was dit Cricket World Cup, né? Ek was dom genoeg om een keer 2 uur op te staan om die cricket te kyk. Nooit weer in my lewe nie. Hy kyk maar so vinnig verby, ek soos, nou kan ek weer daarom slaap, né? Maar ons doen al hierdie goed, né? Ons sal vroeg opstaan vir die rugby, ons sal vroeg opstaan vir die cricket, ons sal vroeg opstaan om te sien of Driekus gewen het. Wanneer het jy al ooit vroeg opgestaan om saam met die Here tyd te spandeer? Het jy al ooit vroeg opgestaan? Wie van julle het al 2 uur opgestaan om die Bybel te gaan lees? Ek bedoel nou nie, jy kon nie verder slaap nie, né? So ek het letterlik my wekker gestel om 2 uur op te staan. Nee, wat is ons verskoning wanneer dit kom by dit? Ag nee, ek het net nie genoeg tyd nie. Het die Bokke game gekyk gister? Was jy hele tyd gehad om dit te kyk? En dan weer eens, hoor my hart, ek sê nie dis sleg nie. Maar sien julle hoe ons so maklik sê, maar ek het nie tyd om aan my getroude tyd te spandeer nie. Ek het nie tyd om tyd te spandeer saam met Jesus nie, maar ek het tyd vir 'n klomp ander goed in my lewe.
Goed wat ons vinnig gaan vergeet. Wat gaan dit oor 'n jaar? Gaan ons onthou hoe Driekes geveg het? Hoe die Springbokke gespeel het? Nee. Ons is so vinnig om te sê dat, ja, Here, hier is my hele lewe, hier is my alles. Alles gee ek vir U. Maar in werklikheid is ons nie eintlik, is ons nie besig om daai beloftes, getrou te wees aan daai beloftes. Paulus kom beskryf vir ons baie mooi hierso, dat ons is in 'n huwelik met Jesus Christus. Hoe lyk jou huwelik met Jesus? Sal jy sê dis 'n goeie huwelik? Sal jy sê dis 'n okay huwelik? Sou mense ooit geweet dat jy is in 'n huwelik met Jesus? Hoeveel respek het jy vir Jesus? As jy gou terugkom, ek wil regtig gaan probeer hierdie ding weer met aan die gang kry. Ek weet nie, ek dink ek moet hom dalk maar net quit, gaan sê. Gee my gou 'n oomblik, laat ek hom net gou weer oop kry. Maar as ek gou so 'n bietjie dink aan wat het ons gesê, nê? Respek. Hoe lyk jou respek vir Jesus? Nee, ek respekteer Jesus baie, maar sodra hy vir my sê ek my vyande lief het, dan ek dink jy dit vir my bedoel nie. Hulle sê mos mans het selective hearing. Ek gaan nou nie sê of dit waar is of nie, maar hoe baie het ons selective hearing met Jesus? Jesus wil ons kom sê, hierdie is wat ek wil hê jy moet doen, en ja my liefie, dis reg, hier is my hele lewe vir jou, ek sal alles doen wat jy vir my sê. Maar net nie dit nie. As daai ding, I will do anything for love. But I won't do that. Omgee, hoe baie gee ons om vir die koninkryk van God? Geduld. Ek sak. Here, ek wil hê jy moet vir my wys, maar jy het net soos die volgende 10 sekondes om vir my te wys. Here, ek wil bid oor hierdie saak, maar asseblief jy moet vinnig maak. Vriendskap. Sal jy sê jy's in 'n vriendskap met Jesus? Hoe lyk jou huwelik? Jy sien, die tweede vraag is eintlik maar daai vraag, nee, is. Ag nee man. Ek het nou hier 'n setting verander en nou is hy net gehad. Ekskuus julle, laat ek gaan vir hom net oor oopmaak. Tegnologie, né? Hulle moet ons lewens beter maak. Daar's hy. Jy sien, die tweede vraag wat ek eintlik vir jou het is, as mens kyk na jou lewe, aan wie sou mense sê as jy eintlik getroud? Dus het dit so mooi gesê, so seker 'n maand, bietjie meer as 'n maand terug. Het ons nie eintlik maar baie wêrelds geword nie. Het die dinge van die wêreld maar nie eintlik maar vir ons baie belangriker geword nie. As ons kyk, as 'n getroude lewe beteken, dit is die persoon aan wie jy die meeste van jou tyd spandeer, die meeste van jou geld spandeer. As ons daai goed, jou getrouheid, nê, aan wie jy trou beloof het, as ons daai goed gebruik as eienskappe van aan wie jy getroud is, wie sal mense sê as jy eintlik aangetroud? Aan Jesus? Vir wie ek nooit tyd het om Bybel te lees nie. As ek vir hom iets vra, moet hy my shopping list in die volgende 10 sekondes, moet hy alles vervul. Wanneer dit kom by my geld, is daar nooit geld vir Jesus en sy koninkryk. Ek het geld vir alles, DStv, ADT, vir alles, behalwe vir die kerk. Ek het tyd vir 'n klomp goed, maar net nie vir Jesus. As ons daai goed moet gebruik om te sê aan wie jy getroud is, sal mense kan sê jy is getroud aan Jesus. Of sal die antwoord eintlik wees, jy is meer getroud aan die wêreld en die wêreldse dinge.
Paulus kom skryf vir ons hier mooi, sê dat ons is vrygemaak. Nou as hy die wet van Moses gebruik hy nou die wet en al daai goed, maar hy praat ook eintlik van ons menslike, ons ou natuur. Toe ons wêrelds was. En Paulus sê ons is nou dood vir dit. Ons het 'n nuwe huweliksmaat gekry. Sy naam is Jesus. Maar my vraag vir jou, is dit so? Is dit sigbaar in jou lewe? Kom ons bid saam. Here, wanneer ons hierdie gedeelte lees van Paulus, dan beskryf hy, of hy gebruik hierdie mooi beeld van 'n troue. Here, ons kan eintlik al lank praat oor dit en hoe die wêreld eintlik die huwelik gebruik het en eintlik maar misvorm het, Here, en dat die huwelik eintlik maar nou net 'n selfvervulling is. Here, maar hier kom Paulus en hy gebruik dit as 'n voorbeeld en sê hoe ons met Jesus getroud is. Die ou natuur, die ou mens is dood, dat 'n nuwe een gebore word. En so is ons getroud aan Jesus. Here, maar die vraag vir elkeen van ons en vir myself ook is hoe lyk my huwelik met Jesus? Sou mense ooit kon sê, Here, dit is so mooi om, as mense baie keer so gaan uit eet, hoe mens baie vinnig en baie duidelik kan agterkom wie is nie getroudes of nie verliefdes. Dit is so mooi om te sien as twee mense verlief is op mekaar. Hoe baie hulle vir mekaar omgee en net sommer, hulle spreek sommer net van vreugde. Here, maar dan blyk die vraag dan vanoggend is, spreek my lewe dieselfde? Sou my lewe, of sou mense my beskryf as verlief op Jesus? Here, ons het al hierdie elemente beskryf vanoggend, dat 'n huwelik beteken ek is getrou aan iemand. Ons sal mekaar ondersteun en versterk. Ons het respek en omgee vir mekaar. Here, is daai goed in ons lewe wanneer dit kom by die koninkryk, by U. Hoeveel van ons kan werklik sê, Here, dat ons in 'n vriendskap is met Jesus, met U? Here, help ons om vanoggend net, die bedoeling is nie om vingers in oë te druk of mense te laat sleg voel nie, Here, maar is om mense net weer bewus te maak. Here, want baie keer word ons mislei, baie keer word ons gedagtes afgetrek en ons dink aan ander goed as belangrik in ons lewe en belangriker in ons lewe, Here, en ons moet net baie keer weer herinner word en dis eintlik waaroor dit gaan vanoggend, Here, is net om onsself en my enkluis en my eerste plek net te kom herinner dat U is ons eerste liefde. Here, ek dink aan hierdie brief in Openbaring waar U juis vir een van die gemeentes gesê dat hulle het hulle eerste liefde vergeet. Here, mag ons nie ons eerste liefde, en nou praat ek nie van aardse liefdes nie, Here. U wat ons eerste liefde is, mag ons nie U vergeet nie. Here, mag ons terugkeer, mag ons weer tyd spandeer saam met U en weer lief word vir U en U woord. Here, mag ons in so 'n verhouding lewe, Here, dat wanneer U vir ons iets sê, dat ons in gehoorsaamheid sal optree, dat ons dit ter harte sal neem, dat ons met omgee sal lewe, Here, dat dit belangrik is vir U, so dit moet belangrik wees vir my. Respek hê vir U.
Here, help ons om weer bietjie in hierdie wêreld in te beweeg en so dit te gaan uitleef dat mense duidelik in ons lewe kan sien. Here, net soos wat ons baie duidelik kan sien of 'n paartjie verlief is op mekaar. Here, dat mense in ons lewe duidelik sal sien dat ons verlief is op U. Here, kom steek weer hierdie vlam binne in ons aan. Here, wanneer ons hierdie week uitgaan, Here, dat ons weer sal ontdek wat dit is om vir U lief te wees. Bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan vir die band vra om vir ons vorentoe te kom. En ek gaan ons laaste lied sing en ek dink dit is eintlik so gepas, né? Ja, want soos wat ek ook nou gebid het, en soos wat ek ook gesê het vroeg in die week, is dat ons as gelowiges is nie daar om vir mekaar te oordeel nie. Ons is daar om vir mekaar eintlik maar bewus te maak van dit waarmee ons besig is. En hierdie lied is eintlik so mooi. Hy sê al val ek ver teen die grond. Ons gaan foute maak, né? Net soos in elkeen van ons huwelike kan die ander een getuig. Soos hulle sê, kan baie getuig. Van hoe ons tekort skiet, né? So gaan ons ook val in hierdie huwelik wat ons saam met Jesus is. Maar die mooi, dan sê hy, tel U my op, maak U my gesond. En dan kom hy by hierdie koor om te sê, nader, my God, steeds nader by. Mag ons weer ontdek die hart van God. En dit kom net deur tyd, né? Weer eens, ek gaan nou nie weer begin preek nie, moenie worry nie. Julle het geduld nodig as sy. Nou gaan julle baie minder begin bid vir geduld. Maar julle weet julle wat is die een ding wat, en nou praat ek nie van Christen wetenskaplikes of navorsing nie, maar wêreldwyd, die een ding wat hulle agterkom, huwelike breek. Dis nie dat hy daar by die huis aangekom het met 'n Porsche nie. Is nie dat hy wat ook al gedoen of gesê het nie. Soveel keer sê die mense, we drifted apart. Ons nie meer tyd saam met mekaar spandeer nie. Nie meer gevoel ons is belangrik vir mekaar. Nou, weer eens, ek wil nou nie preek vir julle of julle huwelike nie. Maar daai selfde beginsels is van toepassing wanneer dit met Jesus ook kom. Hoe baie keer sê ons voel ver van Jesus af. Okay, maar hoe lank terug het jy Bybel gelees? Baie tyd spandeer jy saam met Jesus en in die woord. So dit nie dalk die rede om jy ver voel van hom af. Ons kan nie verwag dat ons hierdie huwelik of hierdie verhouding sal hê as ons nie tyd met mekaar spandeer. Nou praat ek nou oor alle vlakke, maar veral wanneer dit by hom kom. So kom ons staan, kom ons sing hierdie lied. Ons hoor ook dat hy sê, ek hou niks teen jou nie. Al val jy, tel ek jou op, maak ek jou gesond. So kom ons sing hierdie lied. Daarna sal daar tyd wees, of julle kan nou ook, as julle sou wou, kollekte kom ingee. En dan daarna is daar lekker koffie en tee, wat ons lekker net saam mekaar kan geniet. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied op saam.